Rocking the Vaal 2026 is om die draai en beloof om nie net die verhoog aan die brand te speel nie, maar ook geskiedenis te maak met massiewe Guinness wêreldrekord pogings, alles terwyl teruggee die woord van die dag is. Ek gesels nou met Jaco Verwy om ons meer te vertel oor hierdie unieke fees wat die Vaal behoorlik gaan laat rock. Welkom by 'n rocking goeiemôre, good morning. Baie goed, dankie, ek waardeer dit. Jy moet nie nou rock so hard doen nie, want dit is veel gegooi. Vertel ons 'n bietjie meer oor Rocking the Vaal. Rocking the Vaal is presies wat dit sê. Ons rock the Vaal met nie net met musiek nie, maar moet teruggee, moet liefdadigheid, met bietjie ekonomiese inspuiting. Die Vaal kry ekonomies swaar. Daar gebeur nie baie goed nie. Ons besluit so 3 jaar terug ons moet iets doen om ons op die map te sit. En wat beter om sê ons rock die Vaal bietjie en dan gebruik ons musiek daarvoor ook. So dis 'n multi-purpose woord, is Rocking the Vaal. Ja. Ek het nou gepraat oor die wêreldrekord pogings. Vertel vir ons bietjie daarvan. So toe ons begin het, ons besef, soos enige besigheid, enige ding wat jy doen, moet jy 'n X-faktore, iets wat ander feeste nie het nie. So ons het 2, ek bedoel ons 100% non-profit, so daar niemand maak geld nie, al die geld is maak jy ons terug vir die gemeenskap, gee vir liefdadigheid, en die ander een is die Guinness World Records. So dit trek jou korporatiewe ouens wat sê ons wil betrokke daarin raak. So ons het al 'n paar goedjies gedoen die laaste 3 jaar. Hierdie jaar doen ons twee rekords, attempt 2 rekords, maar ons is daarom 100% in die vorige jare wat ons bereik het. Ons doen pannekoeke, ons bak pannekoeke. En 30,000 pannekoeke. So 30,000 pannekoeke en dan moet die mense natuurlik die pannekoeke eet en daarmee maak ons dan die grootste pot chili con carne in die wêreld wat 'n 3 ton chili con carne is. En dan sit ons dit in die pannekoek en dan kry jy sommer saam met jou kaartjie kry dan 'n gevulde pannekoek. Ons het 3 jaar terug 'n baie groot stainless steel pot gebou wat 4000 kg kan vat en hierdie sal nou ek weet nie wat mag sê op die liggie, maar ons noem hom die moersepot. Selfs Guinness in die UK noem hom nou ook al daai woord. En dis sal sy 3de rekord wees. Hy het 3 jaar terug die grootste pot potjiekos in die wêreld gemaak, daai pot, en hy het verlede jaar die grootste pot pap in die wêreld gemaak. En dan hierdie jaar sal hy nou hooplik die grootste pot chili con carne in die wêreld. So bly daai pot op die perseel of hoe ver word dit vervoer? Die hele Vaal driehoek rond. So ons sien dit so half as 'n beacon of hope. Nelson Mandela dag het ons omtrent 8000 mense kos gegee, het hom op sop gegee verlede jaar en mense gebruik hom deur die Vaal driehoek. Enigiemand mag hom gebruik, want dis die Vaal driehoek se pot. En dan elke jaar by Rocking the Vaal dan probeer hy nou vir ons 'n rekord breek en dan in die proses gee ons gewoonlik so tussen 15 en 20,000 mense kos dan vir dit. Maar dis die rekorddeel, maar die lekker deel is die musiekdeel. Ek meen wat 'n fees sonder musiek. En ons het van Heuwels Fantasties af en Drones en Droom en Irene Louise daar en Carlien daar. Ons het die bordjies hier buite gesien. Baie van daai mense is daar. Refense wat 'n local man is daar. So dis eintlik net 'n amazing dag wat dis die goosebump effek. Mense sê hoekom doen julle dit? Hoekom stres julle so? Hoekom organise julle so? Hoekom wil julle rekords breek? Ek sê want aan die einde van die dag die 10,000, 15,000, 20,000 mense wat jy kos gee, dit gaan nie oor 'n bord kos. Dit gaan oor daai ou wat regtig swaar kry, wat regtig down and out is, wat besef, hoorie maar daar is nog goed in die wêreld. Daar is nog iemand wat moeite sal doen en 'n fees by mekaar sal sit en mense by mekaar sal sit en kos sal maak en dan vir my 'n bord kos gee. So dit gaan meer as net die bord kos. Dit gaan oor die moeite wat mense vir mekaar doen. En hoe kan mense betrokke raak by Rocking the Vaal? So ons het 2400 mense wat help pannekoeke bak. So hulle vra altyd hoe eet jy olifant? So 30,000 pannekoeke gaan ek en jy ongelukkig nie vanoggend gou kan klaarbak. Ja. So ons het 120 spanne. Elke span moet net 250 pannekoeke bak. Ja. En elke span het, ons gee vir jou 4 gasoontjies en 4 panne en alles wat jy wil hê. Die deeg word deur Premier Milling Suid-Afrika geborg. Elke ouetjie moet net 62 pannekoeke bak. Maar as almal saam dit doen, dan kom jy by 30,000 en dis die span poging. So hulle kan kaartjies by Tixa gaan kry of hulle moet nou al die datums kyk vir volgende jaar. Ons gaan weer, ons hou van mass participation. So daai 120 spanne is skole, kerke en besighede wat sê, "Julle, ek steek my hand op. Ek wil betrokke wees. Ek wil saam met julle kom pannekoeke bak. Ek wil saam met julle rekord breek en ek wil saam met julle 20 of 30,000 mense kos gee." Weet jy, dit is regtig ongelooflik. Ek wil nou iets vra oor hierdie groot pot. Ja. Hoe kry julle die bestand? Kan jy nie sy regte naam sê? Nee, jy kan dit sê. Jy's die gas. Hy staan 4 meter hoog.
Dit lyk amper soos jy weet hoe lyk 'n JoJo tank? Ja. Dis so, maar hy's uit stainless steel uitgebou. Dis hoe groot hy is. So dan bou ons 'n scaffold. Ja, En so ons dat, het een chef wat aan hom werk vir 3 jaar, net hy mag aan hom werk want hy weet presies wat die ingredients is. En dis 'n ingenieursmeesterstuk om die regte woord te sê. Dis slim ingenieursouens, dis slimmer as ek en jy wat op geteken het en ontwerp het en sê hoe werk hy, hoeveel gas gebruik hy en dan dra ons dit op met die scaffold van bo af. Sit jy hom in en dan het hy so groot outlet pipe wat die kos weer aan die onderkant wat uitbring. So ons steek hom Saterdagoggend 2:00 word sy gasburners aangesteek. 4:00 die oggend begin ons kos maak en dan hopelik hier by 12:00 se kant sal die chili con carne dan gaar wees. jy het ook vir ons die T-hemde gebring. Jy moet Ek wil sien. aantrek. Ek het sien dat jy Korte pinke. Oor die pinke. Ja. Nee, maar die geel gaan hoor gaan. Dan dink jy? Ja. Dink jy beter? Definitief. So as ek hierdie een het, dan is ek ook deel Jy gaan van die wel- Rocking the Jy gaan Ball nogal crew. werk as jy hom aan het. Maar kyk eens daar, julle het allerhande handtekeninge op hierdie een, hè? Verlede jaar se Ja. jaar terug sê hom gewees. So ek sê weer, daar's 'n klop ou 2 jaar terug was Joe hulle daar gewees. Joe Black. 'n paar lekker name en ons probeer elke keer om vernuwe en uit die hart uit praat en mense wat met ons praat. Ek meen Kurt Darren is al vir 2 jaar op die stage. Hy het alweer gesê, "Jaco, wat kan ons doen? Kan ons vir video's maak? Kan ons hulle besef ook en dis ironies genoeg, baie van hulle sing by kerke en skole en baie sing vir liefdadigheid. Maar ek dink die grootte van die liefdadigheid, dis wat hulle vang. En elke keer na dit en sê hulle is hoendervleis, asseblief skryf my naam op. Ja. Dis hoendervleis. Want ons gebruik ook 'n uur in hierdie program waar ons nou dankie sê vir elke ou wat deur die nag gewerk het. Ons het verlede jaar het ons die langste serp in die wêreld gehekel. Nou wat dink jy hoe lank kan 'n serp wees? Ek weet nie. 35 kilometer. Ek wou gesê het so 35 meter. Ja, kilometer. En toe breek ons hom op en toe gee ons 35,000 serpe vir liefdadigheid. Maar daai 35 kilometer se serp is gehekel deur 4,000 tannies reg oor Suid-Afrika. En om vir hulle dankie te sê op daai dag. En die ouens wat deur nag werk aan daai groot pot en wat deur nag werk om die kos te kry. Dit wys die goedheid van die mens. Ja. Inherent wil almal betrokke wees by iets groter as hulle self. En ek hoop en ek glo dis wat ons bereik het. Ons is saam met Tsogosan Emerald Casino wat ons co-host is. Amazing mense. Ek meen hulle gee, hulle hande is net so oop en hulle sê hier is ons perseel. Ek werk saam en hulle help. En elke jaar is daar iemand wat net latch en sê maar ons wil ook betrokke wees. Ons wil ek dink daar's min dinge in die wêreld wat my so lekker laat slaap as jy besef ek is groot. Ek doen iets wat groter is as wat net ek kan doen. Ja. En daai samehorigheid en daai same staan deur die nag en jy's moeg en jy huil en naderhand weet jy nie of jy huil of bid nie, maar iets gebeur in jou. En dis baie spesiaal en alles vir 'n goeie doel. Wanneer gebeur dit? Dis 11 April, dis eerskomende Saterdag. Wow. Ek maak 10:00 die oggend oop, die musiek line-up begin 11:00. Pannekoeke word 10:00 begin bak en dan van 11:00 daai oggend af het ons 8 ure om daai 30,000 pannekoeke te eet. So R249 op Tixa. Ek sê nou net hier buite vir julle mense, dis met jou middagete ingestel en 'n amazing line-up. Emerald doen so baie, daar's 'n aquadome, daar's 'n dieretuin, daar's 'n merry-go-round. So daar's soveel vir die kinders om te doen. Daar's natuurlik so 'n klein verversingstentjie vir die volwassenes ook. Ja. So al daai goed saam vir R249 en jy sien 2 wêreldrekords. Ek het aandag met 'n ou gepraat sê, "Maar hoekom?" Sê, "Wanneer laas het jy 30,000 pannekoeke gesien?" Ja. Sê vir my. Nee. Hoekom nie? Jaco, Rocking the Ball hierdie naweek. Ek dink daar's baie mense wat gaan aansluit by julle en ek hou duim vas dat julle daar rekords en dankie vir julle wat belangstel en julle wat ons stem al buite kry en wys. Ek hoop oormôre is daar 'n Rocking Brakpan ook. Elke dorp kan dit self doen. Jy kan self die dorp bietjie beter maak. Baie dankie. Dit is dan dit vir vandag se goeiemôre, good morning. Ons sien julle weer môreoggend. Lekker dag.